Markus 6 toe. Markus 6 en ons gaan vanaf vers 7 lees. Maar voordat ons lees gaan ek net 'n gebed na die Here toe gaan. OK, kom ons gaan na die Here toe gebed. Ons wonderlike Hemelse Vader, ons is afhanklik van U, Heer. Ons kom na U toe en vra, Heer, wil U ons hier so lei in die woord, Heer? Wil U ons wysheid gee? Wil U ons onderrig gee? Help ons om dit wat U ons leer, om dit deel te maak van ons lewens en dit elke dag toe te kan pas, Heer. Met die wonderlike wete, Heer, dat U almagtig is. U wat alomteenwoordig en alwetend is, Heer, dat U met ons is en dat ons nie hoef te vrees nie, want U is daar. Ek wil U eer en dank in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. So, vanoggend gaan ek preek, dis 'n bietjie van 'n anderste preekstyl of 'n preekbenadering wat ek het vanoggend. Gewoonlik doen ek hoe kan ek sê, uitlegprediking. Vandag kyk ek meer na 'n tema, maar ons gaan ons teks in Markus 5 gaan ons bietjie daaruit lees. Markus 6, skus, Markus 6. So, nou toe Jesus natuurlik aarde toe gekom het en die boek van Markus is, soos ek voorheen gesê het, 'n boek wat baie direk is en is hoofsaaklik het Markus aan die Romeine as hy, kon ek sê, gehoor geskryf. Nee, hulle was nou nonsens mense. Hulle wou dadelik hoor en hy het sommer dadelik begin om te beskryf hoe Jesus aarde toe gekom het en hoe aan die begin van sy bediening het hy sommer dadelik die Satan, kon ek sê, aangevat. Die Satan het hom na in die woestyn gevat en hom daarso probeer versoek en is interessant hoe die duiwel dit gedoen het, is hy het aangehaal die Bybel uit, maar sommer buite konteks. En die Here Jesus het vir die Satan net daarso reg sê deur die woord aan te haal. En natuurlik toe Jesus op die aarde was, en ons vind dit ook in Markus, het hy baie keer bose geeste uitgedryf en ons kan onthou toe ons gelees het van die man in die kan ek sê in die grafte wat gelewe het, daar is 'n kursies in die ooste van die see van Galilea en waar 'n menigte bose geeste in die varke ingedryf het en natuurlik het Jesus natuurlik ook sy disippels uitgestuur en so het hulle ook gegaan om die evangelie uit te gee. En so toe hy sy disippels uitgestuur het hy hulle uitgestuur om die wonderlike nuus van Jesus Christus te vertel. En ons gaan 'n bietjie daarop fokus nou. So ek lees vanaf vers 7 in Markus 6. En hy het die 12 na hom geroep en hulle 2-2 begin uitstuur en het hulle mag gegee oor die onrein geeste en hulle het bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie, as net 'n stok alleen, geen reissak, geen brood, geen geld in die beurs nie, maar skoene aan die voete. En julle moet nie 2 kledingstukke aantrek nie. En hy het vir hulle gesê, waar julle ook al in 'n huis mag kom, bly daar totdat julle daarvandaan vertrek. En almal wat julle nie ontvang of na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof onder julle voete af tot 'n getuienis teen hulle. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees as in die oordeelsdag as vir daardie stad. En hulle het uitgegaan en gespreek dat die mense hulle moes bekeer en hulle het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak.
vanaf by vers 14. Toe koning Herodes dit hoor, want sy naam het bekend geword, het hy gesê, Johannes die Doper het uit die dode opgestaan, en daarom werk die kragte in hom. Ander het gesê, hy is Elia, en ander het weer gesê, hy is 'n profeet, soos een van die profete. Maar toe Herodes dit hoor, sê hy, Johannes wat ek onthoof het, dit is hy het uit die dood uit opgestaan. Want Herodes self het gestuur en Johannes gevangen geneem, en hom in die gevangenis geboei, vanweë Herodias, die vrou van Philippus, sy broer, omdat hy met haar getrou het. Want Johannes het aan Herodes gesê, dis nie geoorloof om die broer se vrou te hê nie. En Herodias het 'n oog op hom gehad en wou hom om die lewe bring, en sy kon nie. Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wist dat hy 'n regverdige en heilige man was. En hy het hom beskerm, en nadat hy hom gehoor het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. En op die geskikte dag, toe Herodes op sy verjaardag vir sy groot manne en die owerstes oor 1000 en die vernaamstes van Galilea 'n maaltyd gegee het. En toe die dogter van dieselfde Herodias inkom en dans, en Herodes en die wat saam met hom aan tafel was, behaag het, sê die koning vir die meisie, vra my net wat jy wil, en ek sal dit aan jou gee. En hy vra gesweer, net wat jy my vra, sal ek jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk. Daarop gaan sy uit en sê vir haar moeder, wat sal ek vra? Toe antwoord sy, die hoof van Johannes die Doper. En dadelik gaan sy haastig na die koning en vra en sê, ek wil hê dat u my op die daad die hoof van Johannes die Doper op 'n skottel gee. Toe die koning baie bedroef, toe word die koning baie bedroef, maar ter wille van die eed wat saam aan tafel was, wou hy haar nie opwys nie. En die koning stuur dadelik een van sy leiwag met die bevel om sy hoof te bring. En hy het gegaan en hom in die gevangenis onthoof en sy hoof op 'n skottel gebring en dit aan die meisie gegee. En die meisie het dit aan haar moeder gegee. En toe sy disippels dit hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en dit in 'n graf neergelê. So Herodes was 'n bietjie bang geweest, hy het gedink, hierdie ou Johannes die Doper wat hy onthoof het, is daar om hom terug te kry. Herodes is 'n interessante man. Hy was soos 'n tipiese politikus, het hy gedoen wat die mense wou gehad het en die wat aan sy tafel was. So hy het maar vir Johannes die Doper tog onthoof. Ons begin hierso in hierdie gedeelte waar Jesus sy disippels uitstuur en hulle het oor die land gegaan. En natuurlik het dit nie ongehoord verbygegaan nie. Koning Herodes het hore gekom daarvan. En nie net hy nie, klop mense. En mense se reaksies vir die boodskap wat uitgegaan het, was verskillend. Maar wat interessant is, voordat Jesus vir sy disippels uitgestuur het om te gaan preek, en dis eintlik die hoofrede hoekom hulle uitgegaan het, is om mense te vertel van Jesus Christus. Die wonderdade of die wonderwerke wat hulle gedoen het, het net die boodskap ondersteun, dat die boodskap waar is wat uitgegaan het. Maar voordat Jesus hulle voordat hy hulle uitgestuur het, het hy met hulle gepraat, en ons vind dit in Matteus 10, wat hy vir hulle gesê het. En natuurlik, ons moet onthou, net soos dat hy vir sy disippels uitgestuur het hy ook hulle 'n opdrag gegee, en ons vind dit in Matteus 28 vers 19 en 20, en dit is natuurlik 'n opdrag wat op ons van toepassing is, en die opdrag is dan, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. So net soos die disippels daar opdrag gekry om uit te gaan, en toe aan die einde van Jesus se bediening om in die wêreld uit te gaan,
om die boodskap van Jesus Christus te deel, om mense te onderrig wat Jesus hulle geleer het. So is dit ook van toepassing op ons om die evangelie met mense te deel. En natuurlijk is dit nie maklik nie, want ons is afhanklik, ons moet as ons dit eie uit wil doen, is dit onmoontlik, nie maar nie maklik nie. Ons kan nie uit ons eie krag gaan om die evangelie aan mense te bring nie. En natuurlijk, om hierdie afhanklikheid aan God te moet beklemtoon, moet ons weet, ons bevind onsself in 'n stryd. 'n Geestelike oorlog met 'n werklike vyand. En dit is Satan. En as hy sou hy toegelaat gewees het, sou ons almal net daar doodgemaak het, net hier doodgemaak. Hy sou nie toegelaat het dat daar enige boodskap van Jesus Christus sou uitgaan nie. Nou, voordat Jesus sy 12 disciples uitgestuur het, en ek het gesê, ons vind dit in Matteus 10, ek gaan vra dat hulle na Matteus 10 toe blaai, en ons gaan vers 16 tot 42 lees, net waar Jesus bietjie 'n idee vir sy disciples gee van die stryd wat voorlê vir ons as gelowiges, vir hulle natuurlik, maar vir ons ook as gelowiges in hierdie wêreld. Ek lees vanaf vers 16 tot 42. Kyk, ek stuur julle soos skape onder wolwe in. Wees dan versigtig soos slange en opreg soos duwe. Maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewe aan regbanke en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil, tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle jou oorlewe, moenie kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie. Want dit sal julle in daardie uur gegee word, wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewe, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na ander toe. Want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry, voordat die seun van die mens kom nie. 'n leerling is nie bo sy meester nie, en 'n diensknegt ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg, dat hy soos sy meester word, en die diensknegt soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beelzebul, dan word die duiwel genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote? Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie? Nie een van hulle sal op die aarde val sonder die hele Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor die Vader wat in die hemele is. Maar elke wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen man en sy vader, tussen dogter en haar moeder, en 'n
skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. En wie regverdige ontvang, omdat hy regverdig is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar, ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. So hier's 'n klomp vervolging waarvan Jesus praat. En as ons kyk na die kerk van die Here Jesus Christus, het dit deur baie vervolging gegaan en gaan nog steeds deur baie vervolging. En daar is tweedrag. Daar is mense wat anders te dink oor die Bybel. Daar is dwaalleer wat inkom. Ons moet weet wie die vyand is en hoe hy die wêreld beïnvloed om hierdie taak wat ons het, hierdie taak om die evangelie aan mense te bring, om mense disippels te maak, om hulle te doop, om hulle te onderrig in wat Jesus Christus ons geleer het. Ons moet weet dat hy daar is om hierdie taak te bemoeilik. Nou, die duiwel is 'n interessante konsep. Sommige kerke, van die hoofstroomkerke, ek gaan nie noem wat 'n kerk nie, was selfs in hulle kweekskole mense wat die bestaan van die Satan betwyfel. En as dit daar so gebeur, wat gebeur in die res van die kerk? En natuurlik, toe ek groot geword het, het ons die ouetjie gehad op die skerm, wat 'n hotstaf, en daar was 'n grap met hom. En dat is nie ernstig gemaak met wie die duiwel is nie. Interessant, die Satan is 'n baie spesiale wese. God het hom geskape, net soos al die ander engele. En die engele het verskillende range, waarvan die gerub die hoogste rang is. En die Satan is 'n gerub, maar hy is ook 'n gesalfde gerub. So hy is nie sommer enige gerub nie, hy is die gerub van alle gerubs. 'n baie magtige wese. En uit skoonheid en wysheid, hy was die patroon van skoonheid en wysheid wat God hom gemaak. En meer oor hom lees ons in Esegiel. Ek gaan net so 'n bietjie oor dit lees. Ek gaan nie baie te diep ingaan in die duiwel nie. By CMI leer ons natuurlik al sy maniere en hoe hy gemaak is en waar hy bestaan en hoe hy leef en al die goeders. Maar in Esegiel 28 lees ons 'n bietjie van hom. Ek het net om julle net so idee te gee van dat hy nie die mannetjie op die skerm is nie, maar dat dit 'n ernstige en 'n magtige wese is met wie ons te maak het. Ek lees Esegiel 28 vers 10 tot 11 tot 19. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, hef 'n klaaglied oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karniel, topaas en jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel, smaragd. En van goud was die werk van jou kassies, en die groewe aan jou op die dag toe jy geskape is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat skud, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen die vurige gesteentes.
Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, tot daar ongeregtigheid in jou bevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul en jy het gesondig. Daarom het ek jou as 'n onheilige van die Godeberg afgedrywe en ek het jou tussen die vurige steentes uitvernietig, o Gerub wat beskik. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Weens die menigte van die ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdom ontheilig. Daarom het ek vuur uit die binneste laat uitgaan, dat dit jou verteer, en ek het jou tot as gemaak, die aarde, voor die oë van almal wat jou gesien het. Al jou bekendes onder die volke was ontstel oor jou. Jy het 'n verskrikking geword, en daar sal nie meer wees tot in ewigheid nie. So, die bose, die Satan, is 'n magtige wese. Ons onderskat hom baie maklik, want die manier hoe hy te werk gaan in die wêreld, hoe hy die nasies en die volke en mense mislei, selfs vir ons ook, reg oor die wêreld. Ons het onlangs 'n paar dinge beleef wat in die wêreld gebeur het. Mense wat sê nee, die wegraping gaan 'n sekere dag wees, en hulle het nie gehoor gegee aan die woord van God nie. Hulle het agter dwaling aangegaan, en hulle het sê op daai dag, en die dag het gekom en gaan, en ons almal is nog steeds hier. Natuurlik is daar 'n groot bespotting van die Christendom gemaak. Nasies is vir die bose niks nie. Hy speel jou met hulle. Toe as kind was hy so tolletjie op 'n lyn gehad, en so heen en weer op en af gegaan, en so maak hy met Amerika. Een oomblik sit die linksgesindes, en hulle het die woke-beweging, en die volgende oomblik het ons die regsgesindes. En hulle het 'n baie interessante beweging daar, wat ook nie die Here se wil is nie. En die vraag is natuurlik, speel die bose met ons ook jou, ja? Want as ons die kyk wat op YouTube aangaan, kyk wie jou van YouTube kyk, is daar mense wat goeders pos, wat Bybels lyk, en wat nie noodwendig Bybels is nie, en wat nie gesond is vir ons nie. Luister ons daarna. Speel die bose met ons ook jou, dat ons op en af gaan, langs, heen en weer, en dat ons meegesleer word deur allerlei leringe wat ons op die internet vind. Die internet is 'n besonderse ding, want ons webblad is daar, en mense kan by ons uitkom deur op ons webblad te gaan, maar die donker kant, en het lyk alles goed. Ek het 'n kollega gehad op by die werk, hy het nou afgetree, maar hy het gehou van hierdie samesweringsteorieë, en uit met Rusland en met Thailand, en wat natuurlik Amerika is, en China en al die gedie mekaar is, en hy het ook geestelike oorlog en al die goeders gaan kyk op die internet, en wat hy nie moes doen nie. Dit het hom weggetrek van die woord van God, deur allerhande goed te kyk op die internet. En wat kyk ons op die internet? Ek glo, het sal my verbaas as daar een is wat nie op die internet goeders kyk nie. Maar die internet is vol dinge, en vol mense, wat aanspraak maak dat hulle gelowiges is, en mense onderrig. Maar al wat hulle doen eintlik is hulle voer die bose se wil uit, om mense te mislei. Natuurlik wat die duiwel doen, en in ons CMI studies het ons leer ons nogal heel wat van die bose.
in die les wat ons, dis een van die lesse wat ons doen. Maar die duiwel werk basies uit twee gehore of twee tipes mense met die bose werk. Hy werk met gelowiges en hy met ongelowiges. Ons is of gelowiges of is ongelowiges. Daar's nie intussenin nie. Ons is gered of is ongered. Nou, vir gelowiges probeer hy maak het moeilik vir hulle om die evangelie te aanvaar. So, wat ons natuurlijk gelees het vir die gelykenis die saaier, saad val op die harde pad, die voëls kom pik het weg, Satan kom van die woord weg, wat uitgesaai word. En natuurlijk verblind hy ook mense, om nie die waarheid te sien nie. En het ook die reg te verstaan nie. Hoeveel keer word die evangelie gepreek, en sê maar, ek het vir die ou die evangelie gedeel, ons deel die evangelie, maar het is asof die koukie nie met die oor wil kry nie. En ek weet nie. As skud ek net my kop, en sê, Here, ek het nou die evangelie, ek was getrou gewees, ek het die evangelie met die persoon gedeel. Maar die persoon wil nie hoor nie. Wat die Satan natuurlijk ook doen, is hy bevorder die aantrekking tot dwaalleer. Ekskuus, ek gaan hier nie gaan terugvat, so ek sal nou by daai slide uitkom, ek is amper daar, tot dwaalleer. En daar's valse godsdienstige stelsels, en baie van hulle is ongelukkig baie net soos die Christendom. Ek het nou die dag toe ek die evangelie gedeel het, was 'n man wat gesê het, meneer, julle het dit heeltemal verkeerd, want Jesus is nie God nie. Jesus was maar net 'n profeet, en hy het dit in soveel woorde met my gesê. En ja, interessant, en hy ken die Bybel nogal goed, hartseer ongelukkig, maar hy is nie gered nie, hy is nie gelowige nie. Natuurlijk gebruik hy ook 'n valse leefstyl. Mens kry mense wat hulle lyk Christene, maar as jy kyk hoe hulle leefstyl is, dan pas hulle dade nie by hulle woorde nie. So, ja. En hulle gebruik natuurlijk deur die ongelowiges om die evangelie te verdraai. En ons het nou gehoor van die man wat gepraat het van dat die weggeloop gaan gebeur. En ja, dit het nie gebeur nie. Natuurlijk ook gebruik ongelowiges om ons te vervolg, om het moeilik te maak vir ons. En Marita het daar ook gelees, Children of the Storm, wat gegaan het oor die Koue Oorlog, en hoe hulle gelowiges in Rusland daai tyd, of die Sowjetunie, hoe hulle hanteer het, hoe hulle in tronke gegooi het, en die hele tyd gemartel het, en die hele tyd het skrikkelik moeilik gemaak het vir hulle. Ons het die vervolgde kerk, wat in Afrika veral vervolg word. So gebruik die Satan dan ook. Natuurlijk vir gelowiges, maak hy dit vir ons, as gelowiges. En dis nou as elke van julle gered is, want ons moet weet wat van die groep mense wat val ons. Nou vir ons het gelowiges verhinder natuurlijk die bose. Hy maak ons nie missie, of is dit nou, ja, moet ek nou die evangelie deel, of ek ken die Bybel nie lekker goed nie, ek weet net nie om te praat nie, ek sukkel om te praat, ek sukkel met enige iemand te praat, nou kom moet ek die evangelie deel. Hy mislei ook gelowiges. Nou, die persoon wat natuurlijk die Basam die wegloop aangekondig het, of voorspel het, of hy gelowige is, weet ek nie. Hy is bekend as 'n gelowige, maar die Satan kon hom mislei het, as hy gelowig gewees het, om valsheid uit te dra aan mense toe. Nou, Satan natuurlijk het die vermoë om gelowiges te beheer. Het is nie, ons gelowig is ons nie kwijtgeskeld van dat die Satan in ons lewens kan kom
en ons beheer. Nou praat ek nie van die idee van om van duiwel besete te wees soos die man van Kursiba, die legio demone in hom was en daar gebly het nie. Nee, 'n voorbeeld is Ananias en Safira wat gesondig het en net daar dood neergeval het. Toe hulle aangespreek is. Natuurlik sê Paulus in Efesiërs 5 vers 18 word vervul met die Gees en om vervul te wees beteken om beheer te wees. En die Heilige Gees beheer ons wanneer ons vervul is met die Gees. Maar die bose kan ook. Hy kan ook in ons kom en met ons maak soos hy wil. En so in Efesiërs 4 vers 27 waarsku Paulus ons om nie plek te gee vir die duiwel te gee nie. So ons moet die duiwel nie plek gee in ons lewens nie. Dis amper soos soos wat daar iemand kom inval, wat is ook 'n weermagterm, Engels praat van 'n bulkhead, in Afrikaans moet ek is 'n strandhoof, is wat Google Translate vir my gegee. Maar ons moet nie 'n plek gee dat hy kan inkom, 'n deur gee dat hy kan inkom in ons lewens nie. So ja, natuurlik voer die Satan oorlog teen ons as gelowiges. En daarom ons die volle wapenrusting aantrek. En hy kom saai natuurlik twyfel in ons harte en ons as gelowiges word ook soms vervolg, maak dit moeilik. En natuurlik kom die bose en hy infiltreer die kerk. Nou ons as gemeente, ons is nie gevrywaar dat 'n verdeeldheid in ons gemeente gesaai kan word nie. Jy kan iemand van buite af inkom en in ons gemeente tweedrag saai. As 'n lidmaat van ons gemeente. Natuurlik is daar valse leraars wat uitgaan in baie kerke om ek sê mense te mislei, maar daar's ook dis nie noodwendig net leraars nie, dit kan medegelowiges ook wees. En natuurlik ja, dan kry die Satan sy wil bring verdeeldheid in die kerk. Natuurlik versoek die Satan ons, hy versoek ons om te jaag en seksuele sondes te doen, om spesifieke sondige dade te doen, om wêreldgesind te wees. Kan mense sien dat ons gelowiges is, of sien hulle maar net ons net soos die wêreld, ons kuier soos die wêreld, drink soos die wêreld, ons praat soos die wêreld, ons taal lyk soos die wêreld. Wat gebeur dan met die evangelie? Die evangelie word dan tot niet gemaak, mense kan dit nie sien nie. En natuurlik is daar ook geestelike trots, weet maar ek is so oulik, en ons raak wetties dan. Mense gedra nie, so ek is beter as hulle. Maar meanwhile, is ek 'n sondaar net soos hulle. Ek verdien die hel net soos enige iemand. Ek verdien nie die hemel nie. En ek is dankbaar vir die Here wat in ons lewens werk en dat ons groei. Maar dit moet nie lei tot hoogmoed dat ek dink ek is beter as ander nie. En baie keer trap ek in daardie struik. Dan dink ek is beter as daai. As ek kyk soos na rugby, ek het rugby gekyk. Maar ek sien hoe die mense kuier en drink rondom daardie rugbyveld en tekeer gaan en alles. En ek moet net oppas dat ek nie dink ek's beter as daardie persoon nie. Want ek verdien die hel net so goed soos hy of sy. Satan natuurlik verslind gelowiges. Gelowiges kan so ver neerdal in die bose dat hulle nie kan sien dat enigstens 'n uitkoms is nie. En dat mense depressief is en selfmoord wil pleeg en nie kan dink dat daar enige hoop is nie. En mislei ook gelowiges deur 'n valse Christus te verkondig. Net by Koenboeke draai maak. Daar's baie valse leer in daardie winkel. Pas op. Die bose is uit om dit te doen. En natuurlik gaan dit so ver dat sommige gelowiges skibreek kan lei in hulle geloof. Ek prys die Here dat hulle nie hulle redding verloor nie, maar hulle kan nie geloof hê nie. Dit kan gebeur. Ons lees dit in 1 Timoteus 1 vers 19 tot 20, ek het dit nou nie hier nie, maar gaan lees dit.
En natuurlik gebruik hy demone want die ding is hy alleen kan nie, hy het 'n hele army wat ons wil bykom. En natuurlik misbruik in die skrif, soos ek vroeër genoem het van Jesus Christus wat hy in die woestyn verlei. Die Bybel ken die Bybel, baie goed, baie beter wat ons die Bybel ken. En hy gebruik dit buite konteks uit en hy kan ons maklik mislei. En natuurlik gebruik hy strategieë om ons by te kom. Okay. Maar wat wonderlik is, die duiwel is wel magtig en ons moet respek hê vir hom. God het die duiwel oorwin aan die kruis, toe hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Hy is sterker as die duiwel. Hy het die duiwel gemaak. Die duiwel is nie eens naaste my. Satan is nie God nie. Glad nie. Jesus Christus het gekom en hy het oorwin. En as oorwinnaars kan ons leef in blydskap. En ons weet die Here het ons gered. Die Here het ons vrygemaak van ons sondes vir altyd. Hy het vir ons sondes gesterf vandat ons gebore is tot wanneer ons eendag doodgaan of die Here ons oproep na die hemel toe. En hy het ons ook nie alleen gelaat op die aarde nie. Die bose is hier, ja, nee, hy is in die lig, hy mislei die nasies, hy die hele as ons praat van die konsep van die wêreld, waar die Bybel sê ons moet nie soos die wêreld wees nie. Verwys eintlik na 'n konsep van 'n wêreldstelsel wat die duiwel daar gestel het. As ons gaan kyk eerlik na die wêreldstelsel. Kom ons vat finansies. Wat word ons mee, hoe kan ek sê, toegegooi onder, waarmee ons gekonfronteer word? Ja, neem hierdie lening uit en koop daai kar. Dis 'n mooi kar, ja. Maar hulle bind ons vas met 'n lening. Of spandeer hierdie geld om jou mooi te laat lyk, of goed te laat lyk en goed te laat voel. Dis die manier hoe die Satan die finansies gebruik. Gaan kyk na sielkunde. Die basis van sielkunde is, daar is nie sonde nie, daar is nie 'n God nie. Gaan kyk na wetenskap, evolusie. Mense het maar net self gegrind en goed geraak van self en slim geraak en geëvalueer tot waar ons nou is. God het hulle nie gemaak nie. Dis die wêreldstelsel van die bose. Gaan kyk na regering. We shall serve the people. En as ons gaan kyk na soos Karl Marx en gaan kyk na groot hoe kan ek sê figure in die geskiedenis van politiek, is dit nie God se manier nie. En ons kan dit sien in die wêreld deur soos van vandag, as ons kyk na Trump en na Putin en selfs die Europese leiers ook en die Oosterse leiers, die stelsels wat op die been bring. Ja, as God het hulle daar gestel om 'n samelewing te gee waar mense kan leef. Ons het dienste en ons het munisipaliteite en so. Sodat ons kan leef en ook dat ons die evangelie kan uitdra. Maar die rigting waar hulle ingaan is nie van God nie. Dis om mense, soos wat Herodes gegaan het, om sy mense bly te maak. Dit is nie om God te dien nie. So, in hierdie wêreld waar ons self bevind, het die Here vir ons gereedskap gegee. En 5 dinge wat ons moet onthou. Eerstens moet ons voordat ons hierdie 5 dinge na kyk, moet ons weet dat Jesus Christus oorwin het, hy sterker as God is die bose. En hy is met ons, okay, ons nie alleen nie. Die eerste ene is, Jesus Christus is in die troonkamer van God. En hy is ons middelaar en ons hoëpriester. Okay. En hy maak voorspraak by die Here. Nou die Satan, hy kom kla ons aan by God. Hy sê, nee, Jacques, hy het lelik gepraat of hy het gekyk, daar is nou iets wat hy nie moes kyk nie. Soos
materiaal wat nie geskik is nie. En natuurlik is Jesus Christus daar by God, as God in die troonkamer. In Romeine 8 vers 34 lees ons, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Jesus Christus tree vir ons in, hy staan nou by God. In Hebreërs 4 vers 14 tot 16 lees ons, terwyl ons aan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, nie soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. So ons kan enige tyd na God toe gaan, na Jesus toe gaan. Natuurlik, ek kan onthou, so ruk terug het ons vir kinders geleer, soos die 911 van Amerika, om te roep vir die Here, het ons nou die 119, is 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van al ons ongeregtigheid te reinig. So, God is daar en hy ken ons, hy weet wie ons is. As gelowiges het ons natuurlik, en dis die tweede punt, het ons die krag om Satan te weerstaan. So dit is nie onmoontlik om weerstand te bied teen die bose nie, omdat God groter is as hy is. Nou in die Bybel het ons 3 kere wat ons daaraan herinner word. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan. Staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En dan die derde ene, Efesiërs 6 vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Natuurlik, hierdie wapenrusting is natuurlik punt 3. En ek gaan so 'n bietjie in detail gaan hierso. In Efesiërs 6 vers 10 tot 20 lees ons, eindelik broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendere met die waarheid om God, met die borswapen van geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir mekaar ook bid en smeek. En vir my, sodat die woord my gegee mag word, dat as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek gesand is in kettings, sodat ek daarin vrymoedigheid mag spreek, soos ek moet spreek, so Paulus skryf. Nou, as ons kyk na die wapenrusting van God, wat hy vir ons gee, waar kom dit neer? Maar wat behels dit? Want dit is nou 'n illustrasie van iets en dit wys sommige aspekte van dinge.
Waarna kyk ons? Nou, basies wat dit is, dit illustreer die Bybel, die woord van God. Dis wat ons vind in die wapenrusting van God. Dis natuurlik hoe ons dit toepas in ons lewens. Hoe om te bid, hoe om te leer, hoe om te glo en te deel met ander, om daaroor na te dink, om die Bybel te gehoorsaam en ook aan te haal wanneer die Satan en sy demone ons wil aanval. Die gordel van die waarheid. Dit hou alles aan mekaar. Dink nou net as ons die waarheid nie het, dan sal ons wapenrusting nie goed lyk nie, sal uit mekaar uitval en dan sal ons die beskerming kan geniet. Die borswapen van geregtigheid. Ons hart, ons emosies. Dit is maklik om onkant gevang te word en oor te reageer, emosioneel te word en dat ons op ons gevoelens hardloop in plaas van op die waarheid, die woord van God. Die skoene van bereidheid om die evangelie te verkondig, die evangelie van vrede, die krag van redding is in die evangelie. So Paulus geskryf in Romeine 1. Daar's krag in die evangelie. Deel ons dit. Dis krag tot redding. En natuurlik die skild van geloof. Geloof in wat? Geloof in die Bybel. Glo ons die Bybel. Dis daarmee waar ons die vuurige brandpyle van die bose afneem. En natuurlik die helm van verlossing. Die feit dat ons weet, ons is gered. Beskerm ons gedagtes. Wat gaan ons gedagtes wêreld aan? Het ons die woord van God wat ons ken en in ons gedagtes het, dink ons daaroor, bepeins ons die woord van God. En natuurlik die swaard van die Gees, die woord van God, om die Bybel mee te staan. Jesus het die Bybel gebruik toe die bose hom aangevat het. Natuurlik wapenrusting is nie soos, ek weet nie of julle fliek Iron Man gekyk het nie. Iron Man druk 'n knoppie dan is sy wapenrusting af en dan kan hy vlieg en alles doen, alles. Maar die gehoor aan wie geskryf is bekend met die Romeine en die wapenrusting wat hulle gedra het. Die wapenrusting word voor die oorlog aangesit en oordentlik en goed aangesit en dan het hulle in oorlog ingegaan. So as ons nie die wapenrusting aantrek en ons word dan aangeval, dan het ons nie daar die beskerming nie. Dit kom daarop neer. Lees ons die woord van God, leer ons dit, pas ons die woord van God toe, die Bybel wat ons het. In ons gemeente het ons Woensdag ons Bybelstudie, om ons te help om die Bybel te leer en te verstaan. Om net Sondag kerk toe te kom, is maar bitter min. Ons het CMI-studie, om nog verder in diepte in te gaan, om die Bybel te leer ken. Om die Bybel self te leer ken, te lees, ja, dis belangrik, lees die Bybel elke dag. Maar leer die Bybel ken. As ons die Bybel nie ken nie, dan is die wapenrusting nie aan nie. En dan lyk ons dalk soos die man aan die regterkant. En ons word onkant gevang, en ons word bevrees, en ons raak bang aan die bose toestaan. En ons vergeet die hoop wat ons het in Jesus Christus. Maar wanneer ons die Bybel ken, ons ken die beloftes van die Here, dan kan ons sien hoe die Here uitwerk, ons kan die Here prys en sê, dankie Here, want U het vir ons verlossing gebring. Dankie Here dat ek nie bang hoef te wees vir die Satan nie. Dankie dat ek die krag het om die Satan te weerstaan en dat hy vir my sal wegvlug. Ons moet natuurlik paraat wees wat die volgende punt is. Die vierde ene. Ons weet dat die bose daar is en dat as die bose toegeslaan het, iets het gebeur, ek sien dalk, Pastor Kel sê nou vir my, en dit is gister, dat het vat vir 'n man, ek dink 7 sekondes om deur pornografie geaffekteer te word.
wat redelik vinnig is, en as ons dadelik besluit maak, en weet, wat die Here van ons verwag nie, dan word ons daardeur beïnvloed. So, ons moet weet, dat die bose daar is, maar ons moet ook weet, dat wanneer ons 'n versoeking kom, dat daar die Here uitkoms vir ons gee, en dat ons weerstand kan bied teen die bose, en dat die bose sal wegvlieg, vlug. En natuurlik, die laaste punt, ons het 3 beginsels ten opsigte van die Satan. Nou, eerstens is die Satan, ons moet nie minagting praat teen die Satan. Daar's ongelukkig is daar kerke wat gaan en hulle, kon ek sê, probeer die duiwel aanval, deur die duiwel direk aan te spreek, en die Satan te bestraf. Dis nie Bybels nie. Nergens staan in die Bybel ons moet die Satan probeer aanval nie. Nie is die Michael die hoofengel van God wat oor Israel is. Ek praat nou nie van die cherubs en die serafs, daai heel hoë engel nie, ek praat van die hoogste gewone engel. Het die Satan probeer uitdaag en hom probeer bestraf. En hy het op God vertrou dat God die Satan uit sal sorteer. So ons nie minagting praat met die boos nie. Hy is as hy sy sin kry, verwoes ons dadelik en maak ons nie nou dood. Nou die tweede ene is dat God gebruik Satan om ons ook 'n paar lesse te leer. So ons lees natuurlik in hoe kan ek sê in Jakobus dat agter loutere vreugde wanneer na alle beproewinge oor ons pad kom. So partykeer gaan ons deur moeilike dinge en die Satan moet gebruik. Die feit dat Paulus in die tronk gekom het en dat hy nie in 'n enige tronk was nie, hy was in die keiserlike tronk gewees en dat selfs die keiser se leiwag en die personeel daarso kon die evangelie kry. En so het God die duiwel gebruik om eintlik sy wil te doen. Die duiwel is onderdanig aan die Here. En dit bring my natuurlik by die derde beginsel, is dat hy soewerein beperk. Hy is onderworpe aan God, hy is nie almagtig nie. En dit is God wat ons kom red het. Ons is God se kinders. Ons moet wakker wees, ja, en weet dat die Satan, en wanneer ons dinge in die wêreld sien, soos die bose maak, met baie gelowiges en sogenaamde kerke, veral die massakerke, dat ons weet dat hy gaan hardop sy program, maar ons weet dit is beperk en dat hy nie almagtig is nie en dat ook as jy met God en hoe God ons toerus, dat ons weet dat God magtiger is as die Satan. So, ons moet onthou dat ons opdrag het om die evangelie met mense te dra. Laat ons nie mismoedig raak nie, en dat ons ook wakker wees, dat ons getrou sal wees om die Here te dien, om die boodskap van redding aan mense te bring. En wanneer mense nie dadelik die evangelie wil reageer nie, moet ons weet dat hulle sinne verblind is. En dit maak ons, dit is eintlik voorstel ons meer afhanklik van God te maak, dat ons meer in gebed na die Here toe gaan, ons meer die Bybel moet lees, as die Here help my om die wonderlike nuus van die Seun Jesus Christus wat vir ons sondes aan die kruis betaal, help my om daardie nuus te deel met my familie, met my vriende, met my kollegas, met almal om my. En natuurlik dan moet ons onthou dat Jesus Christus in die troonkamer is, hy oorwin, hy is almagtig. En hy doen inspraak, hy doen 'n voorspraak vir ons, hy is ons middelaar by God. As dit gebeur dat ons ook in die strik trap, of kom ek sê, ek het dalk nou nie my skuld van geloof op die bose en daai brandpyl in my. Dit gebeur, ek is net mens. Maar ek weet dat ek kan gaan na die Here toe en sê, Here, ek is jammer en vergewe my sondes. En God staan in vir ons. As gelowiges het ons die krag om die Satan te weerstaan. Ek wil nie beklei nie, ek wil nie
probeer bydam nie. Ek moet weet dat ek hoef net weerstand te doen. Hy sal wegvloeg. En ek moet onthou om die Bybel te leer. En ek moet dit daagliks deel maak van my lewe om die Bybel te leer. As ek die Bybel nie ken nie, ja, dan gee ek die bose vat plek op my lewe. Ek moet paraat wees en weet dat hy enige tyd kan toeslaan. En natuurlik die 3 beginsels. Die saad is nie my maat nie. Ek kan nie maak met ons as ek wil nie. En natuurlik, God gebruik soms hom om my te leer. So as iets gebeur, moet ek God vra, hoorie, maar wat wil u my leer? En dan laastens, Satan is nie almagtig nie. Hy is onderworpe aan God. God het hom geskaap. En dan gaan 'n dag kom, wanneer die Here ons gaan roep hemel toe. En dan is ons vir ewig bevry van hom. En dan hoef ons nie deur ons eie sondes afgetrek te word. En te sukkel nie. Dan weet ons is by hom. Maar behoede vir die wat agterbly. Vir hulle is die bose daarna tussen hulle hier op die aarde. En dis my gebed dat soveel moontlik mense gered word en nie agterbly om die wraak van die bose direk te ervaar nie. Tot sover. Ek gaan vra dat ons net gaan bid en dat ons vir die Here vra om dit wat ons hier leer daagliks toe te pas. Ons Hemelse Vader, Heer, ons leer dat die bose sterk is. Ons leer dit in die woord, Here, en dat hy magtig is en dat hy nie ons speelmaat is nie, Heer, en dat ons nie enigstens moet probeer om met hom maas te probeer wees of homself probeer aan te vat nie, Heer. Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat U magtig en almagtig en alomteenwoordig is en alwetend is, Heer, dit wat die Satan nie is nie, en dat U oor die Satan heers, dat hy U onderworpe is. Maar Heer, dat hy wel daar is en dat ons moet wakker wees vir hom. Hemelse Vader, help ons om te weet, Heer, herinner ons dat U almagtig is en dat U in die hemel is en dat as 'n sondige dat ons net terugkom na U toe en sê, Here, ek is jammer, ek het gesondig en dat U ons sonde sal vergewe. Hemelse Vader, en dat ons sal bewus wees, Heer, dat ons die Satan kan teestaan, dat ons kan weerstaan en dat U deur die Gees ons sal dra daardeur en dat die Satan sal wegvlug. Hemelse Vader, dankie vir die woord wat U ons gee, die wapenrusting. Help ons om dit te leer, help ons om dit te verstaan, help ons om dit te gehoorsaam, toe te pas. Help ons om dit te deel met ander, Heer. Hemelse Vader, en dan vra ek, Heer, dat U ons sal help om wakker te wees in hierdie wêreld en dan ook die wonderlike nuus te deel met ander. En dat die Satan wel daar is en nie almagtig is nie. En dat U oor alles is. Here, ek loof en prys U daarvoor. Ek dank U, Heer, vir die redding wat U ons gegee het. Hemelse Vader, ons kan sien dat hierdie wêreld op 'n snelle vaart is, Heer, na die einde toe. Dit mag dalk môre wees, maar dit mag selfs wees oor 100 jaar. En dat U ons nie nou gaan hemel toe roep nie, Heer, en dat daar nog baie beproewinge is wat voorlê vir ons, Heer. Hemelse Vader, dra vir ons dat, Heer, gee ons die wysheid, help, trek ons nader aan U, en dat ons nie meegesleer sal word deur die bose nie, Heer. Deur allerlei dinge wat in hierdie wêreld is, Heer. Hemelse Vader, bid of vir die wat nie hierso is nie, wil U vir hulle ook wysheid gee en wil U hulle ook beskerm, Heer. Mag hulle ook groei en elkeen van ons groei in die woord, Heer, in die kennis van U. En Heer, U is lewend, Heer, U is
wonderlik en ek wil U loof en prys vir U genade. Ek bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam.